Goeiemôre. Jy luister na die 20ste oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. Hierdie reeks is gebaseer op 'n boek van Martin Copenhaver, Jesus is the question. Ons tema vir oggend is: hoeveel brode het jy by jou? Die vermeerdering van die brood is die enigste wonderwerk van Jesus wat in al 4 evangelies voorkom. Dit is 'n feit, ek het dit gaan naslaan. Om die waarheid te sê, hierdie wonderwerk is so belangrik, dat Markus en Matteus 2 vertellings het van Jesus wat brood vermeerder. Ons sal later praat oor daardie belangrike boodskap en dit wat daar agter lê. Maar kom ons lees nou uit Markus 6 vers 31 tot 44. Jesus sê toe vir hulle: kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle herken en te voet van al die dorpe af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aangekom. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Toe dit al baie laat begin word, kom sy disippels na hom en sê: dis 'n verlate plek en dit is reeds baie laat. Stuur hulle weg na die plase in die omgewing en na die dorpies om vir hulle self iets te eet te gaan koop. Maar Jesus het hulle geantwoord: gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom: moet ons dan met 200 denarius gaan brood koop en vir hulle gee om te eet? Maar hy vra vir hulle: hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hulle het gaan uitvind en kom sê, 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te laat sit om saam te eet. Hulle het in groepe van 100 en van 50 gaan sit. Hy het toe die 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om vir die mense uit te deel. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Almal het geëet en het versadig geword. Hulle het 12 mandjies vol van die stukke brood en van die vis wat oorgebly het opgetel. Daar was 5000 mans wat van die brode geëet het. Ons sien in hierdie vertelling presies dieselfde probleem as wat daar was in die latere gemeente vir wie Markus geskryf het en die ander evangelieskrywers. Dieselfde probleem wat seker in die meeste gemeentes van Jesus oor die wêreld heen is. Daar is nie genoeg nie. Ons het nie genoeg nie. Die nood wat daar in die wêreld is te groot. Toe Jesus die skare mense sien, die hongerskare, die moe skare, het hulle jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder. Ons lees dat Jesus hulle laat sit het op die groen gras en hy het hulle breedvoerig onderrig, in so 'n mate dat dit al laat geword het op hierdie verlate plek. Die disippels voorsien 'n probleem. Hierdie duisende mense moet gevoed word. En die disippels se strategie is: stuur hulle weg om 'n plan te gaan maak. Jesus het 'n ander strategie. Gee julle vir hulle kos. Duidelik, en ek bedoel duidelik, het hulle nie die vermoë om almal te voed nie. Soos ons gou uitvind, het die disippels nie eens kos vir hulle self nie. Hulle het juis hierheen weggebreek omdat hulle uitgeput was. En nou is hulle nie alleen uitgeput nie, maar ook moeg en honger. Die disippels maak dit duidelik dat dit minstens 200 denarius sal kos om vir hulle kos te koop, wat neerkom op 8 maande se salaris vir 'n dagloner. Jy kan eintlik die disippels daar sien staan met hulle sakke uitgedop en hulle hande in die lug en sê: ons het niks. Jesus vra: hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Met ander woorde, Jesus vra eintlik: gaan kyk net weer. Gaan kyk, wat het jy by jou? En bring dit vir my.
Hierdie keer keer hulle terug met 5 brode en 2 visse. Kan jy jou indink hoe dit moet wees om daar te staan, nadat jy 'n hele soektog geloods het onder hierdie 5000 mense, met die hoop dat jy vir hulle kos sou gee. En jy staan daar met so 'n patetiese fonds. 5 broodjies, 2 visse. Johannes vertel vir ons dat die disippels die 5 brode en 2 visse by 'n seun kry. Die sinoptiese evangelies vertel dit nie, maar Johannes wel. By Johannes het die seun 'n teologiese betekenis, naamlik dat God 'n kind, wat geen status of invloed gehad het in die antieke wêreld nie, in sy koninkryk gebruik. Die beklemtoning van met min kan die Messias groot dinge doen. Ek weet nie of Johannes ook hierdie betekenis as heenwysing het nie. Maar ek dink my in 'n klomp mense wat staan, en wie sal bereid wees om hulle 5 brode en 2 visse af te staan aan 'n klomp mense daar? Ek kan my indink dat dit 'n kind moet wees. Boeta, ons sien jy het brode en vis by jou. Gaan jy omgee om dit vir Jesus te gee sodat almal hier kan kos kry? Ek weet nie of ons as groot mense so iets so maklik doen nie. Maar ek kan my indink dat 'n kind, 'n seentjie, 'n dogtertjie sal sê: "Ja oom, vat maar my broodjies en visse. Dis reg so." Uit die hand van 'n arm kind voed God die skare. Dis enorm. Maar ons moet soos altyd die Bybel fyn lees. Markus gebruik 4 werkwoorde: neem, seën, breek, gee. Jesus neem die brood, kyk op na die hemel, vra die seën daaroor. Hy breek die brood en gee dit aan ander om uit te deel. Hierdie 4 werkwoorde kom later presies net so voor in Markus 14 vers 22 tot 26, wanneer Jesus die nagmaal instel. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en hy gee dit vir hulle en sê: "Neem, dit is my liggaam." Ons vind hier 2 oplossings vir mense wat in nood is. Die disippels sin. Dalk ons sin. Here, ons het nie genoeg nie. Stuur hulle weg. Maar Jesus sê: "Gee julle vir hulle." Soos die verhaal ontvou van die vermeerdering van die brood, word die disippels begelei om deel te word van Jesus se oplossing vir almal in nood. Die disippels word gestuur om te kyk wat daar reeds is. Hulle laat die mense in groepe verdeel. Hulle verdeel die kos en hulle samel weer na die tyd in. Met ander woorde, die disippels neem aktief deel aan Jesus se oplossing en daar is genoeg vir almal. Maar let wel duidelik op dat Jesus nie hierdie keer manna uit die hemel uitgebid het of klippe in brood verander het nie. Jesus neem wat ons reeds het en wanneer dit deur sy hande gaan, is daar meer as genoeg vir almal daar teenwoordig. Wanneer ons gawes deur die hande van Jesus laat gaan, is daar meer as genoeg vir almal. God se koninkryk is nie net 'n geestelike koninkryk nie. Dis 'n koninkryk waar almal genoeg het om van te leef, genoeg het om van te eet. Met die nagmaal neem Jesus die brood en die wyn, dit wat reeds teenwoordig was, en deel dit uit aan almal daar. En daar vind ons in die uitdeel van die brood en wyn 'n geestelike verstaan, naamlik om in Christus te leef, in sy redding, in sy versorgende hand. Maar ons vind ook daar 'n praktiese lewensplan van hoe ons as kinders van God, gemeentes oor die wêreld heen, in God se koninkryk met sake moet omgaan. Jesus vra: "Wat het jy by jou?" Kom ons bid saam. Hemelvader, ons as mense is geneig om ons sakke toe te hou, om ons rug te draai op mekaar, verskonings uit te dink en te sê, ons het nie genoeg nie.
Ons leef met die oortuiging van skaarsheid, bewaring, terughou vir onsself. Maar vanmôre leer ons dat wanneer ons gawes deur U hande gaan, is daar meer as genoeg vir almal. Here, onderrig ons opnuut elke môre om gehoorsaam aan U te leef. Here, gee dat 5 brode en 2 visse ook in ons tyd genoeg sal wees om almal te voed. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.